Goeienaand, die Here voorsien. In die geloof stap Abraham en Isak verder. Genesis 22 vers 8 tot 14. My seun, God sal sy eie offerlam voorsien. En daarna het hulle twee verder saamgestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep 'n engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Abraham gaan onverpoost voort om Isak te offer. Die Here het die opdrag gegee en hy doen dit. Die Hebreërskrywer lewer later kommentaar op hierdie gebeure. Dit is opgeteken in Hebreërs 11 vers 17 tot 19. Omdat Abraham geglo het, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy het die belofte ontvang. Hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Abraham het reeds besluit om Isak te offer. Hy sou daarmee voortgegaan het. Hy het geglo, God sal hom opwek. Wat is die enkele belangrike punt van Abraham se geloof, wat hom tot op hierdie punt bring? Hierdie onwrikbare geloof, dit is dat God sal voorsien. Hy sê dit vir Isak op die vraag oor die offerlam. Het word sigbaar in sy opdrag aan die twee slawe om agter te bly en vir hulle te wag. En dan sê hy, ek en die seun gaan aanbid, dan kom ons na julle toe terug. Dis al wat Abraham weet. Hy weet dit in teorie omdat die Here gesê het hy sal hom seën, maar hy weet dit ook uit praktyk. Hy het dit gesien. Hy is deur die leerskool. Al toe daar hongersnood was en hy in Egipte sy eie planne gemaak het. Hy het dit gesien dat ondanks die feit dat Lot die vrugbare dele gekies het, die Here elke dag, elke jaar gesorg het. Hy het dit in die oorlog met die vreemde konings gesien. Hy het dit in die geboorte van Isak gesien. Die Here voorsien, hy bepaal, hy gee wat nodig is. Hy is besig om sy plan uit te voer. En nou voorsien die Here weer. Vers 12. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapraam wat aan horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van die seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Ken jy die Here so? In teorie omdat hy sê, hy sal voorsien, maar ook in praktyk, omdat hy nog altyd voorsien het. Al die jare van jou lewe, elke dag van jou lewe. Wanneer dit dalk vandag vir jou voel, of dit nie waar is nie, dink dan terug aan sy voorsiening, deur sy seun na die wêreld te stuur. Soos met die voorsiening van 'n skaapraam, so het hy in my plek voorsien, deur 'n offerlam te stuur, sy geliefde seun, sy enigste vir wie hy lief het, om in my plek te sterf. In Jesus Christus hoef ek vandag nog minder as Abraham te twyfel oor die voorsiening van God. En deur die Trooster, die Heilige Gees, kan ek vandag glo in sy voorsienigheid, in sy alomteenwoordige krag, waarmee hy alles wat hy geskep het, nog onderhou en regeer. God voorsien. God het voorsien. God sal voorsien.
volg hom in gehoorsaamheid. Goeienaand.